Ek voel die gees van die Here gee my opdrag. Ek wil vanmôre oor jou kom profeteer. 'n Honger. 'n Honger vir Jesus Christus. Ek wil vanmôre oor jou kom profeteer dat daar 'n verlange in jou binneste sal geboorte kry. Wat 'n smag te maak en sê hoe God in 'n wêreld wat so duidelike keuse en 'n besluit maak tussen goed en kwaad. Kom brand hier binne my o Gees van die Here honger meer en meer na U. Ek profeteer dit oor hierdie gemeente. Ek profeteer Vader dat U oor ons lewenspaaie sal stuur man en vrou om hierdie evangelie mee te deel. Ek profeteer oor ons gemeente arbeiders in Oesveld, man en vrou wat nie meer net tevrede is om Sondag na 'n diens te kom en in die warm sitplek te kom warm sit nie, maar uit te gaan deur die week en te sê die Gees van die Here dryf my. Die Gees van die Here stuur my met vuur. Die Gees van die Here is onder my voete. 'n Vlam wat my stuur en sê, gaan en wees haastig om hierdie blye tyding te bring na 'n gebroke wêreld. Is ons profetiese woord vanmôre in die kosbare naam van Jesus Christus van Nasaret. En in daardie atmosfeer kom ons aanbid hom met ons sange vanmôre. You won't leave here like you came in Jesus' name. Hallelujah. You won't be like you came in Jesus' name. Now the praise to beggars all day. Was this good and seems to be saved. You won't be like you came in Jesus' name.
For
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Omnipresent, omnipresent, Father, Son, and Holy Spirit. We magnify your name this morning. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Dit voel vir ons môre u heilige teenwoordigheid indrink in ons siel. Dankie vir u teenwoordigheid, dankie dat ons u tasbaar kan beleef. En vanmôre in hierdie atmosfeer kan ons sê halleluja, want u leef. Dankie Meester. My siel is vanmôre verkoop in u teenwoordigheid. My siel vind hoop in hierdie atmosfeer. My gedagtes, ons gedagtes, is môre op 'n plek waar ons sê, u wat lewe tot in ewigheid, is môre die rede hoekom ons asemhaal. Is die rede hoekom ons hoop het, is die rede hoekom ons opstaan. En die rede hoekom ons nooit so stil bly nie, totdat Jesus is kom. En die volk sê, Amen. Jy kan nie sit plek. Halleluja. Omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Amen. Halleluja. Amen. Ek dink jy kan dit ervaar en beleef, jy gaan geweldig baie gebed in. Amen. Dit wat jy sien voor u en om u is niks toevallig nie. Daar gaan geweldig baie gebed in vir jou siel. Ons roep die siele in van die noorde, die suide, die ooste en die weste. Amen. Halleluja. Want in hierdie gemeente het ons nie lus om te speel nie. Amen. In hierdie gemeente is ons moeg om voor te gee. Amen. In hierdie gemeente beweeg ons in eenheid vorentoe. Yes, halleluja. Deur die krag van die Heilige Gees. Welkom aan elkeen vanmôre in die diens. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om te sê welkom aan Raas en Beryl wat gister in die huwelik bevestig is. Amen. En dis ook 'n profetiese seisoen wat vir hulle begin. Want die Here het my gewys hy word geroep om 'n pastoor te wees. Amen. Amen. En daarom gaan hy ook begin met sy studies. En ek wil vir jou vanmôre sê, hy is nie net geroep om net 'n pastoor vir hom sê nie, ek sien die salwing op hulle lewe. En daarom het ek gesê, maak reg voor God, dat die salwing kan vloei, sonder verhindering. Hoeveel weeg jy? Is die tema van vanoggend se boodskap. Hoeveel weeg jy? Kyk, as jy hom nou op 'n vleeslike manier vat, dan raak jy aan 'n sensitiewe onderwerp. Hoeveel weeg jy? Maar gelukkig gaan ons nie vanmôre op die fisiese gedeelte nie, ons gaan vanmôre in die gees. Hoeveel weeg jy? En ek gaan die eerste skrifgedeelte met u as inleiding gee. Daniël 5 vers 27. U is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. As ek in die vanmôre op die weegskaal van die hemel geplaas word waar ons geplaas word. Dis nie 'n keuse nie. Jy kan nie vanmôre kies wil ek op die weegskaal klim nie. Elkeen van ons vanmôre in hierdie gebou staan op die weegskaal van die hemel. Die vraag is, hoe weeg jy? Hoeveel weeg jy? En dis waarna ons môre gaan kyk uit God se woord uit. Ek wil u bemoedig, ek wil u aanmoedig. Bring jou Bybel saam. Bring 'n notaboek saam op 'n Sondagoggend. Kom
ons maak van hierdie dienste op 'n Sondag 'n plek waar ek letterlik begin besig raak om studie te maak van God se woord. Studie te maak van dit wat die pastoor sê. Of dit werklik God se woord is. Ons moet by 'n plek kan kom dat ons kan sê, ek wil nie net hoor wat gesê word nie, ek wil sien of dit die waarheid is. Ek wil dit beleef of dit die waarheid is. Ek wil dit bevestig uit God se woord uit dat dit die waarheid is. Amen. Amen. En solank ek die woord van God uitpreek, sal geen mens dit kan verhinder of stop nie. Amen. Maar die woord van God sê, dit wat uit God gebore is, kan geen mens stop nie. Die eerste keer daar in Handelinge, toe die Fariseërs en die Sanhedrin optrek teen hulle, toe staan daar 'n baie wyse Fariseër op en hy sê, manne, as hierdie uit God gebore is, gaan niemand dit kan stop nie. Amen. Maar as dit uit die mens gebore is, sal dit van self doodloop. En 2000 jaar later het dit nog steeds nie sy krag verloor nie. Maar dit was nooit uit 'n mens gebore nie. Kom ons bid in eenheid saam. Amen. Vader, terwyl ons môre hier in hierdie plek is, terwyl daar so opgewondenheid in my siel is. Here, ek is opgewonde oor U vanmôre. Ek is opgewonde oor U vanmôre. Ek is opgewonde oor U woord vanmôre. En ek is opgewonde oor dit wat dit in ons hart en in ons siel gaan kom spreek vanmôre, sodat ons denke kan vernuwe word deur die woord van God. En daar 'n krag in ons binneste kan opstaan soos vuur. Sodat niks in hierdie wêreld ons kan stop om van Jesus te praat en vir hom te leef. En die volk sê, Amen. Hier in Daniël 5 vers 24 tot 27 wil ek jou net so 'n bietjie agtergrond gee. Die koning van Mede en Perse, Nebukadneser, hou 'n fees. Terwyl al sy amptenare en die hooggeplaastes by die fees is en hulle besig is om aan tafel te sit en eet, is daar 'n skielike hand wat teen 'n muur agter hulle verskyn. En hierdie gedeelte spreek van daardie oomblik. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur en hierdie skrif geskryf deur hom, dis God, Elohim, ewige, alwyse God, wat die hemel en die aarde geskaap het, stuur hier 'n hand en hierdie skrif geskryf, en dit is die skrif wat geskryf is, Mene Tegel, Ufarsin. Dis die uitleg van die woord Mene, God het die koningskap getel en daar 'n einde aangemaak. Tegel, U is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Hier is 'n koning wat geweldig impak maak, die sterkste koning. Hy is letterlik koning oor Mede en Perse, die bekende wêreld soos hulle dit daai tyd sal noem. Die beskaafde wêreld soos hulle daai tyd sal noem. 'n koning wat deur niks gestop word nie. Geen weermag kan hom keer nie. Hy is besig om grondgebied elke dag te verower, en waar hy beweeg, bewe die mense, vrees die mense, as hulle hoor dat hierdie koning Nebukadneser op pad is na hulle landstreek, dan weet hulle vryheid is weg. En ek wil vanmôre op jou sê, daar ons lewe in 'n tyd waar die leiers van die tyd dink die mens moet bewe as hulle praat. Ons lewe in 'n tyd waar die mens moet bewe oor hulle leuns. Ek staan in hierdie week en ek word stil voor God oor die toneel wat oor die wêreld afspeel op hierdie stadium, en ek sê, Here, waar is geregtigheid? Waar is waarheid? Waar is mense wat ruggraat het om te kan opstaan vir waarheid? En skielik trek dit my soos 'n bak yskas water, en ek het op die groep ook gereël het. Wat is besig om te gebeur in hierdie goddelose wêreld?
vrees mense nie meer God nie, maar die goddelose sisteem. Hoekom? En skielik bevind ek myself, terwyl ek stil word, voor die aangesig van die Here, bevind ek myself in my gedagtes terug in Jerusalem 2000 jaar terug. Waarom het hulle die seun van God aan 'n kruis vasgeslaan en was daar nie een wat bereid was om op te staan en te sê wat hy gedoen het in hulle lewens nie? Waar was die 10 melaatses wat genees was? Waar was die blindes wat sy oë oopgemaak was? Waar was Lazarus wat uit die graf uitgekom het en lewendig geword het? Waar was die 5000, net die manne wat op die berg was, wat hy met wat so 5 broodjies en 2 visse wat so gevoed het? Waar was hierdie mense? Besef jy, daar was 2 geleenthede waar die Here hulle met broodjies en vis afsonderlike gedeeltes. Waar was al hierdie mense? Skielik onder die geklank van vrees vir die wêreld die nie meer van God nie. Sê die woord van God vir my, die volk eendragtig geskree, kruisig hom. Kruisig hom. En ek sien vandag dieselfde toneel speel af in die wêreld waar die goddelose die vrees van die dag is. Jy sien, die mens vrees nie die regverdige nie, want die regverdige as jy hom verraai, gaan nie vanaand kom en jy kom doodmaak om met jou verraai het nie, want die regverdige lewe in vrede. Die regverdige lewe om aan 'n ander een te gaan goed doen. Maar die goddelose, die moordenaar, die huigelaar, die bedrieger, as jy hom aanvat, dan dreig hy jou met 'n vreesbewind. En hier is hierdie koning Nebukadneser ook in daardie tyd net so koning, net so leier, wat oor die wêreld, as hy sy stem dit maak, dan bewe die volke, dan bewe die wêreld, maar hy beweeg agter vreemde gode aan. Hy's in Babylon, hy's besig om Babyloniese gode te aanbid, en hier skielik, terwyl hy 'n fees het, maak hy ontmoeting met 'n lewende God wat nie vir hom vrees nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy wat God aanhang, en alles wat jy doen, en hom alleen vrees, hy sal homself openbaar, bly jy net getrou. Amen. Want terwyl hierdie koning besig met hierdie fees, is daar skielik 'n hand deur God gestuur om aan die muur te skryf, tegel, nee, varsin. Wat beteken, jy o koning, waarvoor die wêreld bewe, is deur God geweeg, maar te lig bevind. En jou koningskap sal van jou weggevat word. Ek wil u vanmôre bemoedig in hierdie oomblik, in hierdie tyd waarin ons sosiaal beweeg, moenie nou in die vlees beweeg nie, moenie nou vlees en bloed beveg nie. Amen. Hierdie is nie die uur om in vlees en bloed 'n geweldige opstand in jou hart teen die sisteem teen nie. Hierdie is die oomblik om in nederigheid stil te word en op God te vertrou, wat self die muur, die hand aan die muur sal sit, wat self sal sê, tegel mee in die varsin, oor elke goddelose leier, wat dink hy is in beheer, wat dink hy kan met hulle leuns die wêreld bedrieg, en die wêreld moet maar stil bly. Maar moenie jy in die trap, en daardie slaghuiser was in trap vanmôre, om net soos hulle, met hart vervul te wees. Wees op 'n plek waar jy sê, my God is my beskutting. Amen. My God sal my in my huis bewaar, selfs deur die dood. Amen. Want Dawid het gesê, gaan ek deur 'n dal van doodskare nie, nogtans sal ek geen onheil vrees nie. Amen. Of jy vanmôre sê, daar is 'n vervaldatum in elkeen van ons lewens. En dan is daar 'n tyd van geregtigheid, om op te staan in geregtigheid, bekleed te wees met 'n nuwe liggaam,
wat nooit weer deur die dood, nooit weer deur korrupsie, nooit weer deur enigiets skade sal lei nie. Ek ry die week, ry ek so my voertuig, ek is besig met die Here, en die Here sê vir my, terwyl ek so by 'n baie ryk estate verby ry, geweldige mooi huise, sê die Gees van die Here vir my, is dit mooi? Ek sê, Here, dit is mooi. Nee, wat mooi is mooi. Die Here sê vir my, daardie oomblik binnekort sal die wêreld na daardie goue stad kyk en sê, hier, ons het nog nooit so iets in ons lewe gesien. En hy en sy het vandag aan God vashou, gaan in daardie estate bly. Halleluja. Hoeveel weet jy? Ja, Johannes 8 vers 44. Julle het die duiwel as vader en begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Ek wil vanmôre weer sê, elke leuen wat in hierdie wêreld gespreek word, elke woord wat die waarheid onderdruk, elke woord wat vanmôre die onskuldige magteloos laat voel. Maar vir jou sê, is nie uit 'n mens gebore nie, maar uit die vader van die leuns, uit Satan self, en daarom die een wat die leuen spreek, sal eendag voor God moet rekenskap gee, wie is sy vader? As jy in die waarheid staan en jy spreek die waarheid, en jy staan vir waarheid, sal God jou vrymaak, want hy is die vader van waarheid. Amen. Dankie, Heilige Gees. Ek sien nou 'n visioen. So 3-jarige seentjie, kom ons sê 7-jarige seentjie, word by die skool geboelie. Hy is magteloos, hy is klein. Teen 'n 11, 12-jarige kind. Maar as daai seentjie huis toe hardloop, en hy gryp sy pa se been so vas, dan weer die 12-jarige. Want daai seentjie is nou by sy pa. Amen. Daar is jou sy pa nou vas. Jy het vanmôre 'n vader, na wie toe jy kan hardloop, en by wie jy vanmôre veilig kan wees, teen al die boelies van hierdie wêreld. Amen. En elkeen wat dreig, elkeen wat vanmôre dink hulle sterk, staan kragteloos, as jy by Vader hom om die been vat, vanmôre by hom gaan skyn, by hom gaan staan en sê, Papa, help. Papa, help. Hulle dreig, hulle wil my seermaak, Papa, help. Dan sê leeu van Juda staan neer en sê, nog 'n kort tydjie my kind, sal hierdie boelies jou onderdruk en jou seermaak. Nog net 'n kort tydjie. Maar dan kom ek om af te reken. Met elke goddeloosheid, met elke vorm van lewe wat vandag die waarheid wil vertrap en onderdruk, sê God, ek is op pad om te kom afreken met hulle. Amen. Bly jy net by die waarheid. Bly jy net by die waarheid. Bly jy net vashou. Jy moet nooit ophou. Jy moet nie by die plek kom dat jy moet verloor nie. Romeine 12 vers 3 sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onredelijk is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daarom moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, so God aan elkeen toebedeel. Met ander vanmôre moet ons nie in onsself groot word nie, wanneer die salwing deur jou vloei, wanneer die Here jou stuur om iemand wat in die gutters lê te gaan optel, moenie in jouself groot word nie. Wanneer die Here jou stuur nie jou hand op 'n sieke lê en daardie sieke word bonatuurlik genees, moenie in jouself boes nie, moenie in jouself groot word nie, moenie in jouself roem nie. Besef môre daar is een plek en een plek alleen en sy naam is Jesus. Een plek en een plek. Halleluja. Kom hier die Here loof. Halleluja. Een plek en een
plek alleen waarna ek en u kan gaan en sê ek is by die huis. Amen. Ek is by my Vader. En dis daar die oomblik wanneer ek in die naam van Jesus duiwels uitdryf. In die naam van Jesus Christus hand op die sieke lê en word gesond. In die naam van Jesus Christus proklameer en profeteer, ek sal niks vrees nie. Ek sal niks vrees nie. Ek weier om te vrees, want my God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van standvastigheid, van selfbeheersing. En in daardie selfbeheersing sal ek die vrug van die gees van God openbaar, naamlik liefde, selfbeheersing, getrouheid, standvastigheid, lankmoedigheid, blydskap. Want dit is aan my toebedeel, die maat van die geloof waarin ek en jy vanmôre beweeg, is die volle mate van Jesus Christus en die prys wat hy vir ons op Golgotha hemel betaal het. Hoeveel weeg jy? Judas 1 vers 3, en dis nie Judas Iskariot wat hier geskryf het nie, maar die ander Judas. Maar daar was 2 disippels van Jesus met die naam Judas. Skryf hier, hy het net 1 boek geskryf. Hy skryf hier in vers 3, Judas 1, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan al die heiliges oorgelewer is. Ek en jy moet vanmôre net een mate binne ons hê. 'n Heilige stryd om aan God getrou te bly. Die enigste maatskaal waarop jy vanmôre moet weeg, is die gewig van Christus in jou lewe. Die enigste mate van gewig wat in jou vanmôre teenwoordig moet wees, is geen mate van vlees nie, maar 'n volle mate uitgestort, uitgegee aan elkeen van ons môre, en sy naam is Jesus, en daardie gewig van sy naam, en daardie belofte van sy ewigheid, dat hy sê, ek gaan op jou plek voor te berei, en wanneer ek klaar voorberei het, kom ek in elk geval al hierdie skatte van hierdie wêreld tot niet maak. Amen. Alles wat die mens vandag jaag, is 'n gejaag na wind. Of jy nou biljoene jaag, en of jy nou eiendom jaag, en of jy mag jaag, alles is 'n gejaag na wind. Want alles gaan verby. Alles wat ek hoor wat ek vanmôre vir julle sê, alles wat jy oë sien. As jy op die internet ingaan, en jy gaan kyk na hierdie geweldige geboue wat ons vandag bou in stede. Die een wil net mooier as die ander ene wees, hierdie geboue. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, daar kom 'n dag binnekort dat dit met vuur tot niks verbrand gaan word. Amen. Tot niks. En al wat gaan staande bly in daardie uur. Jare terug was daar 'n bordjie, jy weet al baie lank in die Valdriekus sal hier die bordjie onthou, ek sien hulle het hom intussen verwyder, op die ou die deurpad, daar op die ou Johannesburgpad, was daar 'n bordjie langs die pad gewees. Soon everything will pass. And only what's done for Jesus Christ will last. Amen. Soon everything will pass. And only what's done for Jesus Christ will last. Amen. Hoeveel weeg jy? Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons lees dit daar in Openbaring 2 vers 7, vers 11, vers 17, vers 29, en Openbaring 3 vers 6, vers 13 en 22. Dis waar hy skryf van die 7 gemeentes van Klein-Asië, en dan sluit hy altyd met hierdie woorde, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Vanmôre wil ek vanmôre vir jou sê, die Gees van die Here lê dit sterk op my hart, mag nie met verkeerde gewig bevang word nie. Amen. Moenie met 'n verkeerde maat betrap word wanneer Jesus kom. Bly op die weegskaal van heiligmaking en in heiligmaking vorentoe te beweeg, terwyl 'n goddelose wêreld in hulle leuns van die Vader wat hulle aanhang, meer en meer goddeloos word in hulle gewig wat hulle dra, meer en meer
bly jy by die gewig wat heilig maak. Amen. Want verseker, hoor wat ek vanmôre vir jou sê, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Amen. Amen. Pastoor wil nie meer vanmôre oor die hel praat nie. Dis waar. Maar ek wil vanmôre vir jou ook sê, ek wil jou op die bank maak met die hel nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, bly jy by die regte weerskaal, dan het jy nie nodig om die hel te vrees nie. Amen. Halleluja. Want Jesus Christus het gekom om te red en te verlos die wat verlore is. En daarom sê die woord van God vir my vanmôre, daar is dan nog geen veroordeling meer vir hulle wat in Jesus Christus is nie, maar 'n blye verwagting na die openbarmaking van Jesus Christus. Maar hulle wat vanmôre hierdie Jesus van Golgotha bespot, openlik op die media belaglikheid maak van sy naam. Daar staan 'n dag geskrywe, tekel meen varsin, jy's geweeg jou sondaar, jy's geweeg jou lasteraar, en jy's 'n lig bevind, want daar kom 'n dag binnekort wat hulle voor God moet staan, en daardie skale sal niemand ontvlug, want God die wêreld kom weeg vir hulle taalgebruik, vir hulle lastering, vir hulle gevloekery, vir hulle leuns en hulle goddelose. Daar kom 'n dag binnekort, hoor wat ek jou sê, wat hulle gaan skree, net soos hulle vandag oor die televisies en oor die media skree, dat hulle vrees hierdie God nie, en dat die Christen is bang, want daar hy hardloop die hele tyd om te gaan bid. Maar wat gaan sy gebed om jou? Hoor wat ek jou vanmôre sê, daar kom 'n dag binnekort, dis geskryf, dis kom binnekort op, dat hulle gaan skree, o God, berge bedek ons. Bedek ons berge, want ons kan sy grootheid en sy heiligheid nie aanskou nie. En hulle wat vanmôre vrees uitdeel, gaan in vrees en bewering staan, wanneer Vader sy kinders kom haal. Daardie dag, wanneer die bassynklank gaan en die trompette blaas en die aartsengel geluid uitgaan, dan gaan die seuns en dogters van God op. Dan gaan ek en jy so 'n klein seentjie en 'n klein dogtertjie om my been gryp, want dan kom Papa huis toe en sal die bullies nie meer wees nie. Sal die wat vandag seer maak, die wat weerloos is, sal nie meer hulle krag oor die weerlose hê nie. Die wat vandag in huis ingaan en onskuldige mense op die breedste manier denkbaar vermoor. God sê in Openbaring 6, die bloed van die onskuldige roep na my. En ek sê vir hulle nog net 'n klein tydjie, dan kom ek my breek oor julle bloed. Amen. Daar's 'n lewende God tot vanmôre hierdie belofte vir ons gee. Elke onskuldige een wat se bloed gegiet was deur die goddeloosheid, God self kom met hulle afreken. Amen. Maar ek en jy mag nie in vlees en bloed met 'n vleeslike haat opstaan nie. Dis nou die uur wat ek en jy oor moet hê om te hoor wat die Gees in die gemeente sê. Nou moet ons alles insit. Amen. Terwyl jy hierdie dinge sien, moet nie vreesagtig word nie. Maar die kind van God moet nou met blydskap gevul word. Mense, ek wil vanmôre vir sê, as jy nie kan voel, as jy dit nie kan beleef nie, terwyl al hierdie dinge afspeel, hoe naby Jesus kom, sy koms is, hoe naby dit tyd is om te kan huis toe gaan, om te kan sê uiteindelik, is dit huis toe gaan tyd. As jy dit nie kan voel nie. Hoeveel weeg jy? Johannes 4 vers 23 sê, maar daar kom 'n uur en dis nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek op mense wat hom so aanbid. Daar kom 'n uur en dis nou. Ek sien in al hierdie chaos. Wie wat sien ek raak? Jy weet gister nog jou goed weggesteek het. Jy weet gister nog gedreig het dat niks kan my stop nie. Jy weet gister nog jou bedrieglikheid in die geheim gedoen het. Skielik is God besig om jou te openbaar. Amen. Jy weet gister gedink het jy kan wette maak. Jy kan maak en breek soos jy wil. Skielik is God besig om jou te openbaar in die wêreld. Amen.
Want God sê, dit wat in die duisternis gedoen word, sal hy in die lig openbaar. Amen. Daar kom 'n uur wat ek vanmôre vir jou wil sê, wat die ware aanbidders God in gees en waarheid aanbid, en die uur is nou. Hou vas aan God. Hou vas aan God. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hou vas. Soos nog nooit. Hoeveel weeg jy? Matteus 24 vers 13 tot 14 sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Op skool was ek baie lief vir geskiedenis. Dis een van my gunsteling vakke op skool. Ek het geskiedenis gelaaf. Maar wie wat het ek van geskiedenis baie gou besef? Maak nie saak hoe sterk die een is wat aan die dag die wêreld wil verower. Maak nie saak hoe wreed hulle is wanneer hulle die wêreld wil verower nie. Maak nie saak of jy 6 miljoen Jode in 'n gaskamer instuur nie. Jou val kom en hy kom skielik. Die Romeinse ryk wat mense aan kruise vasgeslaan het langs die paaie om 'n vrees in mense in te boesem, te bang om iets te sê want ek word aan 'n kruis vasgeslaan. Daardie koninkryk het verbygegaan. Nebukadneser, meer in Perse Babylon, het verbygegaan. En so die een koninkryk na die ander koninkryk kom deur die eeue. En die een van hulle staan nog vandag nie. En so sal ook hulle wat vandag dink hulle gaan vir ewig wees, ook nie vir ewig wees nie. Net so sal die konings van die dag wat dink hulle sal nooit ophou regeer nie. Dink hulle kan van God sê net wat hulle wil. Meneer, ek wil vir jou sê, jy het 'n vervaldatum. Jy het 'n vervaldatum. En dan moet jy voor God verskyn en gaan rekenskap gee oor al jou ligsinnige praatjies, oor al jou godslasterlike goed wat jy gesê het, gaan jy voor 'n lewende God moet staan. Want die woord van God sê, jy sal kom rekenskap gee van elke ydelle woord wat jy gespreek het. Daar kom 'n uur en 'n dag vir elkeen afgemeet wat die goddelose voor God moet staan en rekenskap gee. Amen. Elkeen staan op die skaal. Wat is skaal staan hier vanmôre? Die skaal van verlossing, waar Jesus bloed vir jou die gewig is, wat jou vrykoop, of die skaal waar jy jou eie godslasterlikheid, jou eie gewig sal moet dra wanneer jy voor God staan om geoordeel te word vir jou goddeloosheid. Die skale is afgemeet en elkeen moet vinnig kies waar hulle wil staan en hoe hulle geweeg wil word. Hoeveel weeg jy vanmôre? Hoeveel weeg ek? Matteus 10 vers 22, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Die woord is 2000 jaar terug geskryf. Dat hier in die laaste tyd sal die kind van God, hy wat geregtigheid wil handhaaf, deur almal gehaat word. Dis waar. Maar wie wat is besig om te gebeur terwyl hier die goddeloosheid in die wêreld soos 'n golf, soos 'n tsunami beweeg. Wie wat is besig om te gebeur? Ek wil jy moet vanmôre dit raak sien, nie die golf van goddeloosheid nie. Terwyl hierdie golf beweeg, is daar 'n ander golf wat beweeg. Die evangelie van Jesus wat die hele wêreld ingaan, en dan kan dit nie stop nie. Amen. Halleluja. Dan kan dit nie stop nie. Net soos wat hier die toneel voor jou afspeel wat hulle wil hê jy moet sien, is daar 'n ander toneel wat afspeel. Die evangelie is besig om deur die hele wêreld te beweeg. Soos wat hierdie satelliete in die lug ingaan, soos wat hierdie netwerke, soos wat streaming en al hierdie goed kom, so word dit vir elke mens, selfs in lande waar godsdiens van Jesus Christus verbied word, sit hulle op hulle selfone en hulle kyk op YouTube na sy preke en hulle hoor van Jesus.
Hierdie selfde stelsel wat hulle in plek bring om die wêreld te beheer met die nuwe wêreldorde, is dieselfde stelsel wat deur die Gees van God gebruik word om nou oor die grense te gaan, waar die evangeliste vandag nie eens kan inbeweeg nie, waar die sendingwerker onthoof word, as hy in daardie gebied beweeg, sit hulle op die selfoon en hulle kyk na die evangelie van Jesus Christus, want die satelliete kan nie gekeer word nie. Die lengtes en breedtes van hierdie evangelie is besig om voor jou oë oor die lengtes en die breedtes van die wêreld verkondig te word. En Jesus sê wanneer dit gebeur, dan sal die einde wees. Amen. Nog nooit in die geskiedenis was die evangelie so wyd versprei, soos in hierdie uur wat ek en jy onsself bevind, met die tegnologie wat in plek is. Amen. 50 jaar terug moes sendelinge in die breedste gebiede in beweeg tot die dood toe om die evangelie te gaan verkondig in doodsgevaarlike plekke. Vandag beweeg die evangelie deur die klank en die golflengtes tot binne daardie gebiede, want ek wil vir jou sê, waar in die wêreld is daar nie selfone nie? Amen. Oral word die evangelie vandag gehoor. Kan ek jou iets vandag mooi sê? God het nie sy tegnologie nodig nie. Dis waar. Ek verwonder my aan hoeveel mense wat in plekke is waar God se naam en evangelie verbied word, hoe Jesus hulle in drome besoek. Amen. Hulle geslaap die aand sonder God. En die volgende oggend dan staan hulle op, hulle het 'n droom gehad waarom met Jesus ontmoeting gehad, en dan so bereid om hulle lewens neer te lê vir hierdie Messias wat in hulle verskyn het. Amen. Een oomblik te lig bevind en die volgende oomblik die volle gewig van Jesus saam met op hierdie weegskaal. Matteus 7 vers 22 tot 23 sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragtig gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, jy nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Amen. Ek wil met hierdie skrifgedeelte begin beweeg na die einde van hierdie boodskap. Net soos wat die goddelose op die arena vandag onbeskaamd sy hulle leuns verkondig, is daar 'n ander hartseer gedeelte ook. Die kerk het op 'n plek gekom waar ons meer die wêreld vrees en die wêreld wil please met dit wat ons van die kans afbreek. Terwyl die naam van Jesus gebruik, keer hulle goed alles wat God se wet en woord sê 'n gruwel in sy oë is. Of vanmôre vir jou sê, God het hulle geskaap Adam en Eve, not Adam and Steve. Amen. Amen. Adam and Eve, not Adam and Steve. Amen. En wie wat doen die kerk? Onder die druk van die goddelose. Compromise. En God sê, jy wat die werke van ongeregtigheid bevorder het, al het jy my naam duiwels uitgedryf, al het jy my naam die hand op die sieke gelê, al het jy groot dinge gedoen, ek gaan vir jou sê, gaan weg met jou werke van ongeregtigheid. Pas op kerk, pas op, as jy sonde begin regverdig, wat God se woord verbied, al sal jy preek in Jesus naam. Al sal jy duiwels uitdryf in jou kerk in Jesus naam. Al sal jy die hand op die siekes lê in jou kerk. As jy Jesus verwerp en sy woord en dit wat God se heilig is, en jy maak dit wat heilig is onheilig, en dit wat onheilig is wat jy heilig maak, sê God, sal ek van jou sê, gaan weg van my jou bewerker van ongeregtigheid. Ek het dit nog nooit geken. Amen. Ons almal staan op 'n weegskaal vanmôre en ons moet ons almal weeg, waar staan jy vanmôre?
in die uur waarin ons onsself bevind. Hier is op die weegskaal. Daniël 5 vers 27. Of te lig, of net swaar. Ek gaan nie so die weegskaal vanmôre. Te lig, as ek in my eie krag leuns najaag. Te lig, Amen. as ek dit wat God goddeloos noem, wil heilig maak. Te lig, maar met Jesus aan my op die skaal, net genoeg, van sy gewig. Weet jy, sien ek môre by skaalpiet, as Jesus inkom, Shadrach, Mesach en Abednego, word deur die wêreld te lig bevind. Die wêreld sê, as julle nie buig voor die beeld nie, as julle nie buig voor ons leuns nie, dan gooi ons julle in die vuurwind. Maar reg in die vuurwind is God se skaal op sy sterkste, want binne die vuurwind, toe staan daar een soos 'n goeie seun, en sy naam is Jesus. En die weegskaal kom skielik oor na die ander kant toe. Skielik is daar die weegskaal wat Shadrach, Mesach en Abednego gekies het, swaar genoeg. Want weet jy wie saam met hulle op die weegskaal? Jesus Christus. Amen. Môre weer sê, as jy nie kan opgewonde raak oor Jesus nie, dat is 'n fout, man. Dat is 'n fout vanmôre. Amen. Amen. Wie is saam met jou op die weegskaal vanmôre? Die wat jy prentjie wat ek sien. As Jesus op die weegskaal klim, dan raak jou voete nie meer die weegskaal nie. Weet jy hoekom? Dan dra hy jou huis toe. Amen. Halleluja. Dan dra hy jou huis toe. Jou voete staan nie eens meer op die weegskaal nie. Jesus Halleluja. tel jou op en hy vat jou huis toe. Hy sê, in my arms is jy veilig. Môre wees jy nie wêreld te vrees nie. Gaan brul en sê net wat wil. Want hulle God se lasterlike praatjies praat net soos hulle. Dat hulle dink, hulle kan die hele wêreld verblind. En die hele wêreld, kyk, hulle maak vir hulle self baie volgelinge bymekaar. Jy weet wat God sê, in die laaste dae sal die mense hulle self predikers aanstel om hulle op die gehoor te streel, want hulle sal die waarheid haat. En net so maak die goddelose vir hom 'n magdom van volgelinge bymekaar. Stadiums vir 100.000 wat skree. Sonder hulle eens besef en staan op 'n skaal wat in lig bevind word vanmôre. Tegel, nee die farse. Is geweeg met jou hele stadion, 100.000 wat skree en julle dink julle is in beheer, maar op God se skaal weeg 100.000. Nou. Zero. Nada. Niks. En dan staan daar een klein nou seentjie, 12 jaar. En 'n skare van 100.000 skree. Nou 12-jarige sien jou en Jesus vas en Jesus klim op die weegskaal. Skielik nie. En daai skaal gewig. Hoe weeg jy vanmôre? Is Jesus saam met jou op die skaal? Of is jy vanmôre besig met jou eie planne, jou eie gewig op die skaal te probeer plaas? 'n valse gewig wat geen gewig kan dra nie, want God sê in daardie tyd, in die laaste dae sal alles met vuur getoets word. Amen. Amen. En hy wat met hout gebou het, die hout sal in as verbrand. Maar dan God vir genade, want hy sê selfs wanneer die as verbrand, sal hulle soos deur vuur gered word, maar genade hou net in Jesus vas. Hou net aan Jesus vas, hou net aan Jesus vas. Mense wat môre vir jou sê, hierdie boodskap, ek voel die afgelope 3 weke is asof die Gees van die Here vuur om my in die brand steek. 'n vuur. Onbeskaamde vuur. 'n vuur wat staan vir die evangelie van Jesus Christus. En ek sal my nie skaam vir hierdie evangelie nie. Ek sal my nie skaam vir hierdie evangelie. Kom ons bid en ons sluit hierdie boodskap in eenheid van gebed af. Vader, daar's 'n opgewondenheid
wat ek vanmôre besef, nie uit my eie krag gebore is, of enige van ons vanmôre wat hier sit, terwyl ons hierdie woord vanmôre aangehoor het, kon ons die gewig van Jesus voel, wat saam met ons op die skaal staan en sê, jou goeie moed, kind, nog net 'n kort tydjie, dan kom ek myself wreek oor hierdie goddeloosheid. Moenie nou moed verloor nie, moenie nou links of regs kyk nie, moenie nou vra nie, moenie nou hoop verloor nie. Staan vas, want ek is op pad. En dan kan maar vir hulle 10.000 stadions vol mense wag, wat skree. Maar wie wat sê die woord van God vir my in Openbaring? Gaan lees dit self in Openbaring 20. Aan die einde van die 1000 jaar van Jesus se vrederyk, sal die vyand, die Gog en die Magog bymekaar maak, en hulle gestalte sal wees soos die sand van die see. As jy dink die stadion vol, wat skree, die sand van die see, en wie wat sê, God se woord, vuur van God sal uitgegaan, en hulle verteer. Staan vas. Jou God het jou nie vergeet